Dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en vandag gesels ons oor uitkeerpolisse. Maar hoe werk dit en is dit die beste opsie vir jou? Elizay Kutse van Everest Advisory Services is hier om al die vrae te beantwoord. Ek is so bly, baie welkom. Lekker om hier te wees. Goed Elizay, kom ons begin deur te vra wat is 'n uitkeerpolis? Okay, so 'n uitkeerpolis is 'n tipe beleggingsvoertuig wat jy tipies sou gebruik om 'n termynbeplanning te doen of beter belastingvoordele te kry ensovoorts. Maar in geheel is dit maar net eintlik 'n beleggingsvoertuig. Jy kan nog steeds dieselfde fondse kies of dit nou 'n belastingvrye of 'n anniteit of 'n unit trust, dis maar net die voertuig, ja. En vir wie is 'n uitkeerpolis geskik? Dit sal tipies vir die ouetjie wees wat meer as 30% inkomstebelasting betaal, of as jy jou belastingbeplanning so doen en sien jou opbrengs op jou beleggings gaan jy waarskynlik in 'n hoër belastingskaal sit as 30%. So, omdat hy sy opbrengs in die belegging struktuur, dan nou nie in jou eie hoedanigheid belas nie, maar eerder in die belegging self. Jy weet, ja, en dan die ander ding ook, dis goed vir boedelbeplanning, wat dit omseil die boedelkostes ensovoorts, nou nie boedelbelasting nie, maar boedelkostes in opsigte van eksekuteursfooie en so dis 'n lekker tool amper om te gebruik wanneer ons by finansiële beplanning kom. Hoe verskil 'n uitkeerpolis van 'n gewone belegging? Ja, dit is hoofsaaklik maar die belastingimplikasies, né? So 'n gewone belegging het sy nou 'n unit trust as jy dit nou so wil sien. Rente word in jou eie hoedanigheid belas, dividende teen 20% en kapitaalwinsbelasting weet vrygestel en dan word dit ook by jou inkomstebelasting gevoeg en dan waarskynlik verander ook jou belastingaspek as jy dit so kan sien in jou eie hoedanigheid. Nou 'n uitkeerpolis werk so, belastingimplikasies is basies in die belegging. So wanneer jy dit belê, het dit niks met jou eie belasting eintlik uit te waai nie, want dit is op 'n lewensversekering basis. Nou ek dink baie mense wonder, wat is dan die grootste voordele van iets soos 'n uitkeerpolis? Ja, ek sou sê een van die grootste voordele sal natuurlik die belastingaspek wees. En natuurlik omdat jy ook bind, want dit is 'n termynbelegging. Dis gewoonlik tussen 5 tot 10 jaar. So as jy dit nou jy weet belê, dan bind dit jou amper om te sê, weet jy wat, ek gaan nie binne die volgende 5 tot 10 jaar hierdie fondse nodig hê nie. Ja. Jy weet dit gee maar net bietjie vir jou daai meer van pligsgetrouheid om te sê, weet jy, ek belê en dit moet nou maar daar bly, want anders gaan ek dalk 'n penalisasie vir betaalde belastingimplikasies betaal. So dit help jou ook om te beplan. Dit sit nie daai geld in jou sak en beskikbaar om te sê, weet jy wat, nou kan ek dit dalk onttrek as ek dit nodig het nie. Dis nou waarvoor 'n noodfonds is, né? Hierdie is nou 'n totale belegging, ek moet kop hou. Goed, so dit is die voordele, maar ek dink met enige iets is daar ook nadele of so 'n bietjie beperkings ook verbonde. Ja. So natuurlik, net soos wat jy nou gesê het, as jy dan nou geld wil onttrek, is daar 'n penalisasie voor, daar's beperkings ten opsigte van wat jy kan onttrek. Ja. Daar's beperking ten opsigte van hoeveel jy kan insit, dat jy ook nie te veel insit nie, omdat dit juis vir boedelbeplanning effektief is. Ja. En dan nou natuurlik, as jy minder as 30% inkomstebelasting betaal, is hierdie produk dalk nie vir jou nie. Want hoekom sal jy nou 30% op rente betaal waar jy dalk 18% betaal? So dan betaal jy meer belasting op die einde van die dag. Is er enigiets anders wat jy dalk kan of wil byvoeg wanneer dit kom by belasting binne 'n uitkeerpolis? Ja, so belasting binne 'n uitkeerpolis is nou juis hoekom jy dit nou sal definitief oorweeg, veral as jou belasting nou lekker hoog is teen sê maar enigiets bo 30%. So rente, as jy nou renteopbrengs verdien in jou belegging, word dit belas teen 30%. Waar in jou eie hoedanigheid sou dit enigiets meer gewees het, 45 of wat ook al. En dan dividendweerhoudingsbelasting is vas teen 20%. Dis nou in jou eie hoedanigheid dieselfde. En dan kapitaalwinsbelasting het 'n effektiewe koers van 12%, wat nou lekker is, want dit het geensins iets uit te waai met jou inkomstebelastingopgawe of enigiets, dit word net binne die fonds belas. So dit is wat dit nou lekker maak, vir belastingbeplanning op die einde van die dag ook. So kan ek my geld vroeër onttrek wanneer ek dit miskien mag nodig kry? Jy kan definitief. Termynbeleggings is, jy kan dit definitief doen. Dis nie ideaal nie, want onthou ons beplan natuurlik met sekere fondse, jou risikoaptyd, jou tydhorison. As jy vir my sê jy het 'n 5 jaar of langer wat jy wil belê of jou doelwit is eers oor dan, jy weet dit kan dalk waarskynlik dan moet ons die fondse aanpas. So ons sal bietjie meer neig na korttermyn bateklasse, maar in 'n 5 jaar termyn beleggingsprodukte opsigte van belastingimplikasies. So daar sal ons nou net die fondskeuses aanpas om seker te maak, as jy sou wou onttrek binne 3 jaar, wat ook al, wanneer jou doelwit ook al bereik word, dat ons seker is die fondskeuses is reg, dat jy nou nie vreeslike wisselvalligheid ervaar het en dalk op 'n negatief nou onttrek nie, en dan realiseer jy verliese op die einde van die dag nie. Absoluut. Goed, so ek dink dit is belangrik om te vra, hoe kies 'n mens dan die regte onderliggende fondse
binne die uitkeerpolis? Ja, so dis natuurlik wat ons noem bateklasverspreiding en diversifisering. So jy kan nou 'n fonds kies en of jou makelaar kan 'n fonds kies of wat ook al, maar op die einde van die dag gaan dit oor om jou risiko te meet. Met ander woorde, ons vragies wat ons vir jou vra om seker te maak wat is jou doelwit, hoe lank, hoe ver is dit jou tydhorison en dan pas ons sekere maatreëls in plek, soos byvoorbeeld kontant is 'n bateklas wat vir korttermyn doeleindes gebruik word en ook waar fooie uitbetaal word byvoorbeeld, sodat jy nie byvoorbeeld aandele hoef te verkoop wanneer hy nou dalk op 'n hoog of 'n laag is om jou fooie te betaal nie. So daar sal jy natuurlik definitief dit in jou portefeulje insluit en dan enigiets van effekte wat matige risiko is na ekwiteit wat bietjie hoër risiko is en dan gaan jy nou na ander tipe goedjies ook. So daar is natuurlik beperkings met sekere versekeraars en oor waar jy die fonds of dit nou in die buiteland of die binneland is. Daar is bietjie beperkings op ons land se uitkeerpolisse. Wat gebeur aan die einde van die termyn? Ja, so aan die einde van die termyn kan jy die geld onttrek. As dit nou binne 5 of 10 jaar is, jy kan dit altyd langer los want jy kry natuurlik die belastingvoordeel. Dit is 100% toeganklik daarna. En dan as jy dit nou onttrek, jy kan nou byvoorbeeld nou vir jou dit so optrek om vir jou inkomste uit te betaal. Dis natuurlik belastingvry in jou eie hoedanigheid. En of jy kan die lomsom neem en dit elders belê of jy kan dit weer herbelê in 'n nuwe endowment met ander voordele of nadele of wat ook al dit mag wees. Hoekom sou jy sê, bly hierdie soort belegging steeds so relevant op vandag se tyd? Weet jy, op die einde van die dag, wanneer ons praat van finansiële beplanning, is dit nie net iets vir jou belegging en daar's jou doelwit en kom ons bereik dit nie. Dit gaan oor finansiële beplanning ten opsigte van boedelbelasting, boedelimplikasies, eksekuteursfooi. Dit gaan oor belastingimplikasies in jou eie hoedanigheid. Waar sit dit jou in jou hele portefeulje? Dit gaan eintlik maar oor die groter prentjie. En dit help jou ook om pligsgetrou te spaar op die einde van die dag, want as dit nie toeganklik is nie, dan kan jy dit nie gebruik nie. So jy is geneig om dit dalk eerder te los en jou doelwit, jy weet, streef dan beter op die einde van die dag voort, ja. En soos altyd wil ons kykers uitnooi om gerus 'n draai by julle te maak en daar te kom aanklop. Ja, Everest Advisory Services, kom praat gerus met ons en ons verteenwoordig verskeie finansiële instansies, versekeraars, so ons kan definitief jou met enige produk op enige dag help. Elisair, is altyd heerlik om met jou te gesels en ek is baie bly dat jy vanoggend hier by ons was. Van nou verstaan ons min of meer alles van uitkeerpolisse. Lekker om hier te wees. Goed, dit is jou geldsaake vir nou, maar bly gerus ingeskakel want net hierna bespreek ons skole rugby en ons vind ook meer uit oor vanaand se uitsaam musiektoekennings. Bly net waar jy is.